Hallo en welkom. Het jy al ooit stilgestaan en gewonder oor die ongelooflike reis wat 'n enkele waterdroppel aflê? Wel, vandag gaan ons presies dit doen. Ons gaan een droppeltjie volg van waar hy in 'n vuilpol begin tot by die oomblik wat hy skoon en vars by 'n kraan uitkom. Kom ons spring weg en ontdek die geheime van watersuiwering. Kyk 'n bietjie hierna. Dit lyk nogal skoon en helder, né? Maar die vraag is, sou jy dit drink? Want is juis die ding met water. Die grootste gevare is baie keer heeltemal onsigbaar. En daai vraag is die perfekte beginpunt vir ons hele avontuur, want dit wat ons nie kan sien nie, is soms presies wat ons siek kan maak. Goed, kom ons duik dadelik in. In hierdie eerste deel van ons druppels se groot reis, gaan ons fokus op daardie onsigbare gevare. Maar voor ons hierdie vyande kan aanvat, moet ons eers so 'n paar sleutelbegrippe onder die knie kry. Eerste op ons lys, ongesuiwerde water. Nou wat beteken dit? Dink aan die water wat jy in 'n dam of 'n rivier kry. Dis water in sy rou, natuurlike toestand. En die een ding wat jy moet onthou, is dat dit kan wemel van kieme. Daai klein onsigbare vyandjies wat ons maag kan omkrap en ons siek kan maak. En hier is ons superkrag teen daai kieme, suiwering. Dis die touwerproses wat ons waterdruppel vat van gevaarlik na heeltemal veilig. Om te verstaan hoe ons die vuil goed en die kieme uit die water kry, is presies waaroor ons gesprek vandag gaan. Maar hoekom is dit alles so vreeslik belangrik? Die antwoord is eintlik dood eenvoudig: lewe. Absoluut elke lewende ding op hierdie planeet, van die kleinste grassie tot jy en ek, het skoon water nodig. Dis nie net om ons dors te les nie, mense, dis letterlik 'n saak van oorlewing. Goed, kom ons verander die toneel. Verbeel jou ons waterdroppel is nou in 'n klein stroompie, iewers hoog in die berge. En 'n stapper wat vreeslik dors is, kom daarop af. Wat nou? Hierdie volgende deel is soos 'n mini-oorlewingsgids. Hoe maak jy water skoon as jy myle van enige kraan af is? Hier is jou 5 basiese stappe. Dis nogal maklik. Jy begin met sifting, net om die groot goed soos blare en takkies uit te kry. Dan kom afsakking en dekantering om van die modder ontslae te raak. Daarna filtreer jy dit vir die fynere deeltjies. Maar daai 5de stap, kook, dis die een wat regtig tel. Kom ons kyk gou hoekom. Goed, kom ons stop gou hier. Afsakking en dekantering. Dit klink dalk na dieselfde ding, maar dis nie. Hierdie is 'n belangrike een vir die eksamen. Dink so daaraan. Afsakking is passief. Jy los die water net uit en laat swaartekrag sy werk doen. Al die swaar goed sak af na die bodem. Dekantering is die aktiewe deel. Dis wanneer jy daai skoon water bo-op versigtig afgooi, sonder om die modder onder te versteur. Onthou daai verskil. Van al daai 5 stappe, as jy net tyd of toerusting vir een gehad het, sou dit hierdie een wees. Hoekom? Want sigting en al daai ander goed haal net die goed uit wat jy kan sien. Kookwater, dis wat die onsigbare gevaar, die kieme en die bakterieë doodmaak. Dis die stap wat water regtig veilig maak om te drink. Wel gedaan, ons druppel het die stapper se kampketel oorleef. En nou sluit hy aan by miljoene, nee biljoene ander druppels op 'n epiese reis. Sy volgende stop, 'n reuse munisipale suiweringsaanleg. Hierdie is suiwering, maar op 'n massiewe skaal. En hierdie aanhaling verduidelik presies hoekom ons hierdie massiewe aanlegte nodig het. Sien, die natuur het sy eie maniere. Vlei lande is fantasties om water natuurlik te filtreer, maar met miljoene mense in ons stede wat elke dag water gebruik, wel die natuur kan eenvoudig nie byhou nie. Ons het 'n vinniger, meer effektiewe stelsel nodig. Snaaks genoeg, die proses in die stad lyk nogal baie soos ons stappersinne, net op 'n ongelooflike skaal. Dit begin ook met sifting om groot rommel uit te haal, dan volg afsakking en filtrering om die water mooi helder te kry. Maar dis stap nommer 3, ontsmetting, wat die deurslag gee, net voor die water na ons huise toe versprei word. Ontsmetting is eintlik maar net die stad se weergawe van kook. Want jy kan mos nie miljoene liters water kook nie. Dit is onmoontlik. So wat hulle doen, is hulle voeg 'n baie klein, heeltemal veilige hoeveelheid chemikalieë soos chloor by. Hierdie stap is soos die finale doodskoot vir enige kiem wat dalk nog rondswem. Dit maak seker dat die water wat by jou kraan uitkom 100% veilig is. Goed, ons druppel is nou skoon en veilig en amper by die huis. Maar voor hy daar aankom, kom ons toets gou jou kennis. Beskou dit sommer as 'n vinnige oefening vir jou eksamen. Is jy reg hiervoor? Kom ons kyk. Vraag nommer 1.
Jy stap op 'n warm dag langs 'n pragtige stil dam. Dis so aanloklik. Hoekom moet jy nie sommer net vooroor buig en 'n groot sluk water vat nie? Dink terug aan daai onsigbare gevare. Presies, die antwoord is kieme. Selfs die water wat die allermooiste en helderste lyk, kan vol mikroskopiese organismes wees wat jou regtig siek kan maak. Siektes soos cholera en diarree, dit kom amper altyd van besmette water af. Reg, vraag nommer 2, 'n absolute klassieke eksamenvraag. Wat is nou weer presies die verskil tussen afsakking en dekantering? Onthou, een is die wagspelletjie en die ander een is die aksie. En daar het jy dit. Afsakking is wanneer jy wag dat die vuil goed sak. Dekantering is wanneer jy die skoon water bo-op versigtig afgooi. As jy dit kan onthou, is daai punt in die sak. En die laaste vraag. Verbeel jou beerdkrag slaan toe. Die water in die kraan lyk 'n bietjie troebel. Al wat jy het, is 'n gasstoofie en 'n ketel. Wat is jou plan van aksie? Absoluut. Jy kook dit. Kookwater is die mees basiese en steeds een van die heel doeltreffendste maniere om water te suiwer. Dis die beste manier om seker te maak daai nare, onsigbare kieme is iets van die verlede. Uitstekend gedoen. Ons klein waterdruppel het sy reis voltooi. Deur modder, deur filters, deur lang pype is hy nou uiteindelik hier, veilig en skoon in 'n glas, reg om lewe te gee. En dit bring ons by die diepste waarheid van hierdie hele storie. Hierdie ingewikkelde, duur en lewensbelangrike proses van suiwering bestaan vir een enkele rede, want sonder skoon water stop alles. So, die eintlike boodskap wat jy moet huis toe neem, is dit: elke enkele skoon druppel wat by jou kraan uitkom, het 'n lang pad gestap. Dit het baie tyd, energie en geld gekos om dit daar te kry. Dit is nie net water nie, dis 'n ongelooflike kosbare produk. En dis hoekom ons dit nooit ooit moet mors nie. En so, aan die einde van hierdie reis, los ek jou met 'n vraag. Nou dat jy die ongelooflike storie van 'n waterdroppel verstaan, wat kan jy doen in jou eie huis en jou eie lewe om hierdie kosbare hulpbron te help beskerm? Dink 'n bietjie daaroor. Dankie dat jy saam gereis het.